Hallo, ons is hierdie week by Handelinge 11 en ons het baie gesien in die laaste paar weke en maande oor hoe die kerk vir die eerste keer nadat Jesus hemel toe gevaar het, begin ontwikkel het en in mure vasgehardloop het en God se genade beleef het en gegroei het met duisende mense en verskriklike tragedie ervaar het. So dit is 'n reis om die minste te sê. En ons is nou by hoofstuk 11 waar ons begin agterkom dat die kerk begin meng onder die kulture en die tale en ons moet verteer en verstaan hoe maak dit sin? Hoe werk dit as mense van verskillende kleure en geure en soorte bymekaar kom en saam God aanbid? Saam vra wat is sy wil, waarmee is hy besig en hoe werk ons saam? En so sien ons hoe God besig is onder die ander bevolkingsgroepe en so die kerk bou en hoe die Christene, die Jerusalem kerk nou moet sin maak van hierdie nuwe inname van mense van buite af. Hulle verstaan was dat die die God van die heelal, die Skepper, 'n mense gekies het, 'n volk gekies het en met hulle in die wêreld leef en saam met hulle leef. En nou is hy besig om mense van ander kulture in te laat sonder dat hulle Jode hoef te wees. En dis 'n spanning wat bou en ons gaan in die volgende paar hoofstukke sien hoe die kerk sit met hierdie vraagstuk. Hoe maak ons sin van die feit dat God nou met ander mense ook wil meng, dat hy hulle God ook wil wees? En wat vra dit dan van ons? As hierdie God vir ander soort mense wil lief wees en hulle deel van sy familie wil maak, maak dit ons dan noodwendig familie van mekaar? Maak dit dat ons dan van hulle moet hou en hulle moet inneem, hulle moet aanvaar, hulle moet deel maak van dit waarmee ons besig is, dit waarin ons gewoond is. En dit daag die ouens uit en hulle moet daar praat. Hulle moet sit en sê, maar waar staan ons nou? Hoe maak ons? En ons sien hoe Petrus se ervaring hierso rigting gee en die mense 'n bietjie help om te dink oor hierdie uitdaging. Ons het 'n inligtingstuk in hierdie een ook ingebou wat ons graag wil hê u moet 'n bietjie oor dink en gesels en bewus wees is hoe ons vandag as kerkgroepe betrokke is by mekaar. Verskillende soorte kerke, denominasies oor die kultuurgrense heen. Tot watter mate is ons betrokke by mekaar en hoe meng kerke vandag as jy dink aan multikulturele tipe kerke en soos ons in 'n gemeente wat meestal uit dieselfde taal en kultuurgroep uit bestaan. En dan wat doen ons om hande te vat en saam te werk in ons gemeenskappe waar ons almal saamleef? Hoe wees ons God se getuies in die wêreld, in die land, in die dorp, in ons gemeenskap saam? Hoe vat ons hande? En dalk in daai gesprek kom daar duidelike behoeftes op wat ons kan sê, maar ons moet eintlik hieraan aandag gee of dis goed om te sien dat dit so gebeur of waar dit nie gebeur nie en waar daar nood is, kan ons dalk bietjie dink oor wat kan daar gebeur. So die idee van die teks is om ons te lei en te leer hoe om in verhouding met God te leef, want ons sien hierso hoe die kerk vir die eerste keer in pas met God se beweeg probeer kom, hoe die kerk probeer agterkom waarmee is God besig en hoe hulle saamleef, hoe hulle as gestuurdes saam met God beweeg en dit daag ons dan uit om dieselfde vrae te vra. Hoe is ons as gestuurdes nou deel van dit wat God doen? En dan moet ons hierdie gesprekke voer. Ons moet hierdie vrae vra en ons moet bewus wees van wat is dit wat God doen en hoe werk ons saam? So mag dit 'n vrugbare gesprek wees. Hoop julle kuier lekker saam. Totsiens.